Goeiedag vriende, ons luister vandag na die laaste gedeelte van Filippense. Ons lees Filippense 4 vanaf verse 10 tot 23. Ek was baie bly in die Here, dat julle na so 'n lang tyd weer gewys het, dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. Om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet dat ook in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groete aan almal wat aan God behoort deur Christus Jesus. Die broers hier by my stuur vir julle groete. Ook al die gelowiges en veral die wat aan die huis van die keiser verbonde is, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Paulus het die goeie en die slegte in die lewe ervaar. Hy het geweet van oorvloed en swaar kry en tog sê hy, wees altyd bly. Hy gee egter nie net leë opdragte nie, hy gee ook die voorbeeld. Hy sê in vers 10, ek was baie bly. Hoe kan 'n mens altyd bly wees en waar kry Paulus hierdie blydskap vandaan? Ons moet eerstens verstaan dat hierdie blydskap nie 'n oppervlakkige glimlag is nie. Dit is ook nie 'n toestand waarin 'n mens altyd gelukkig voel nie. Hierdie blydskap is 'n dieper liggende sekerheid dat God in beheer is en dat hy sal sorg. Daarom sê Paulus nie net wees bly nie. Ons het in die vorige oordeenking gehoor dat hy sê wees bly in die Here. En wanneer hy oor homself praat, herhaal hy dit. Ek was baie bly in die Here. Hy verduidelik ook in vers 13 dat God vir hom die krag gee om al hierdie dinge te kan hanteer. Ons moet hierdie blydskap uitstraal, maar ons het reeds gehoor dat dit nie uitgestraal word deur 'n glimlag wat jy op jou gesig plak of deur oppervlakkige grappies nie. So, hoe wys ons hierdie blydskap wat ons van die Here ontvang? In hierdie gedeelte hoor ons van 4 maniere. Eerstens deur te gee. Die Filippense het vir Paulus lewensmiddele gestuur saam met Epafroditus. Ons weet nie of dit geld, kos of klere was nie, maar dit moes so iets gewees het. Dit was iets wat Epafroditus in Filippi kon bymekaar maak en saambring na Paulus toe. Hierdie geskenk het die lewe vir Paulus makliker gemaak. Hy het gevoel dat hy deur hulle versorg word. Maar dit was nie al nie. Deur Epafroditus het hulle ook vir Paulus prakties gehelp. Dit is die tweede manier waarop ons blydskap kan wys. In die kerk het verskillende mense verskillende gawes gekry. Sommiges kan lekker kos maak, ander kan kinders leer en ander kan tuin maak. Ons moet elkeen ons eie unieke gawe gebruik om mekaar te dien en die Here te verheerlik. Derdens wys ons blydskap deur dankbaar te wees. Paulus skryf hierdie brief om die Filippense sekere dinge oor die Here en oor kerkwees te leer. Maar hy gebruik ook die geleentheid om vir hulle dankie te sê vir hulle versorging. Dit was nie die eerste keer dat hulle hom gehelp het nie en hy sien dit raak.
Hy moedig hulle ook aan, deur hulle daaraan te herinner, dat hierdie hulp wat hulle aan hom gee, soos 'n offer met 'n lieflike geur vir die Here is. Paulus is dankbaar omdat hulle hom help, maar hy is ook dankbaar dat hulle in die proses die Here dien. Laastens leer ons dat ons blydskap kan uitstraal deur tevrede te wees. Soms kry ons swaar, soms het ons oorvloed. Ons omstandighede is nie altyd dieselfde nie, maar ons kan altyd tevrede wees omdat ons weet dat die Here sal voorsien in dit wat ons nodig het. Hy sal altyd sorg dat dit vir ons moontlik is om sy werk te kan doen. Dit beteken nie dat ons nie daaraan mag werk om ons omstandighede te verander nie, maar dit beteken wel dat ons positief vir die Here moet werk in alle omstandighede. Hierdie dinge het nie net tot gevolg dat ons vol vreugde in die Here is nie, dit het ook tot gevolg dat ander mense kan groei in hulle vreugde. Dit beteken ook dat ons saamgebind word as gelowiges in die kerk. Ons word almal God se kinders wat kan saamwerk tot uitbreiding van sy koninkryk. Daarom lees ons ook die groeteboodskappe aan die einde van hierdie brief. Dit is onwaarskynlik dat die mense wat aan die keiser se huis verbonde is en die gelowiges in Filippi mekaar geken het. Maar hulle stuur vir mekaar groete, want hulle weet dat hulle broers en susters in Christus is. Hulle deel 'n blydskap wat niks of niemand van hulle kan wegneem nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.